Goeiemôre daarso. Nee, met my gaan dit mos altyd goed. Altyd. Ek is so bly om te hoor. So ons gaan vandag so weer bietjie aangaan waar ons laas 2 weke terug opgehou het. En ek wil net sê goeiemôre aan al ons luisteraars. Ek weet almal is al op aan die gang. Skole is weer aan die gang, so ja, daar is nie nou tyd meer vir watertrap of rondlê of bietjie net so 5 minute nie asseblief. Geen gaap nie. Ja, daai tipe ding net. Nou ja, liewe luisteraars, 2 weke terug toe ons begin gesels het op hierdie segment, het ons nog nie geweet wat om dit te noem of niks nie. En ja, ek wil 'n voorstel vir oggend maak en ek wil vir u vra dat help ons 'n bietjie uit hierso. Want alhoewel die program, hierdie kort segment deur die United Independent Movement gebring word, praat ons oor alledaagse dinge. Ons praat dinge wat die huis raak, wat ons persoonlik raak. En dis hoekom ons laas begin het met, en ons gaan aan oor boelie, mishandeling, magmisbruik. En dit is nie nou net boelery by die skool nie, ons praat, en ons gaan nog baie daaroor gesels, dit verder uitbrei, na wat dit in die werksplek gebruik, en dies meer. En ek het maar net gedink vanoggend terwyl ek en Marilou hierso sit, kom ons, noem ons iets soos, byvoorbeeld, wat het ek sê, maak 'n verandering. Want ons moet 'n verandering bring in ons samelewing. Ja, 2 weke. Ja. As almal hierdie onderwerpe wat ons oor gaan gesels, verstaan, sal die woord verandering 'n baie goeie keuse wees. Ja, want as jy dit toepas, gaan dit in die einde van die dag 'n groot verandering bring. In die huislike lewe, in die werksplek, by die skole, op die busse, oral waar dit ook al plaasvind. Nou ons het 2 weke terug het ons begin en ons het gepraat oor die definisie van boelie gedrag, mishandeling en magsgebruik. En ek het vir julle gesê dat hierdie keer vandag gaan ons bietjie gepraat oor die sleutelkenmerke van boelie gedrag en die tipes en dies meer. Yes, for key characteristics of bullying and the types. So kom ons begin by die sleutelmerke. Nou sleutelmerke van boelie gedrag is die volgende. Dit is herhalend of repetitive. Geliefdes, boelie gedrag is nie eenmalige voorval nie. Nee, dit is nie iets wat net skielik gebeur nie. En dan hou dit op nie. Dit is 'n gedragspatroon, 'n absolute gedragspatroon. Soos hulle sê, it is a pattern of behavior. Jy kan dit identifiseer, jy kan sien hoe is dit in aanvorming. Jy kan dit byvoorbeeld by 'n kind kan jy dit begin optel van klein tyd af. Van toddlertyd af kan jy dit al begin optel. Maar ongelukkig vir baie ouers lyk dit vir hulle, dit is te pragtig, dit is cute. Boeliegedrag kan jy optel wanneer 'n mens tienerfases, wanneer daar tienerfases is, en in die grootmenslewe ook. Jy kan dit optel in die werksomstandighede. Baie keer sê ag toe maar, daai persoon is, hy, maar net so, of hy, jy weet, as iemand aanhoudend neerhalend met jou is, dit kom neer op boeliegedrag. Dan is dit opsetlik. Boeliegedrag is opsetlik, glo vir my, dit is opsetlik. Intentional, all the way. Die aksies is doelbewus, die aksies is daarso om skade, nood of vrees te veroorsaak. Iemand wat iemand anders te boelie, wat iemand afknou, en afknou vir my val in dieselfde kategorie, iemand wat iemand sleg sê, en dies meer. Want jy gaan uit, jou intensies is daarso, om daai persoon skade aan te doen. Maak jy nou saak of dit fisiese skade is, geestelike skade is, jy wil daai persoon skade aandroeg. En dit is deel van boeliegedrag. Dan kry jy die power imbalance of die magswansbalans. Nou ja, gewoonlik die wat dink hulle is groter, hulle is sterker, hulle is frisser. Dit is waar daardie inkom wat dink, hulle het meer mag as ander. Altyd hulle dink so. En almal mense gaan sê, ja maar, dit is nou seker wat met ons gebeur in Suid-Afrika met die boelery wat op ons toegepas word. Dit is presies. Dis magsmisbruik, dis magswanbalans wat daar is, met ander woorde, dis magsmisbruik wat toegepas word. Die persoon of persone dink, hulle het
hulle het meer mag oor hulle slagoffers, oor die persoon of persone wat hulle besig is om te boelie. En dit kan wees as gevolg van fisiese krag, sosiale status of beheer, of dit kan oor inligting wees. Weet, in Engels sê hulle dit, word dit mooi gestel, hulle sê, power imbalancing, the bully has more power or perceived to have more power over the victim. This can be a physical strength, social status or control over information. Ek weet wat jy nie weet nie. Ken julle daai ding? Ons ken hom. En dit het so deel geword van ons algemene lewe. Hierdie mag-wanbalans, dat ons het begin om dit net te aanvaar, dat dit maar net so moet wees, wat nie is nie. So kom ons kyk 'n bietjie na die tipes, wat types of bullying. Daar is nie net een tipe nie. Boelie is nie waar iemand jou kind by die skool net vat en rondpluk nie. Of iemand jou daar by die werksplek rondstamp en stoot nie. Nee. Jy kry wel, ja, die fisiese boelie. Die fisiese boeliery. Dit is waar die slaan, die skop, die ruk, die stoot en die beskadiging van eiendom inkom. Ek sal sê dis die minder erge boelie daai een. Ek dink die emosionele boelie is erger. Ja, en ons gaan nou daaroor ook bietjie praat. That physical bullying. Want ons almal assosieer boelie met die fisies. Die fisies. Dan kom die ander ene wat deel van die by die siege aanval. Die verbale boelie. Daai verbale boelie, daai waar iemand gedreig word met die mond, beledig word. Hoe sal hulle sê, wat name calling, teasing, insults, threats. Klink dit bekend? Nou ek is seker as u nou met u kinders sit en u vra vir hulle, hoe gereeld gebeur dit met jou daar by die skool? Gaan jy moontlik verbaas wees. Want kinders kom praat nie sommer hier oor by die huis nie. Want hulle word nie bewus gemaak daarvan, dat dit nie reg is wat iemand so met hulle praat nie. Dat iemand hulle aanhouding dit noem of dat noem, of hulle aanhouding terg oor die of daai nie, of beledig nie. Veral nie wanneer hulle klein is nie, op die jongere ouderdomme is nie. En vandat ons nou het dat graad R op verpligting is, gaan ons dit baie begin ondervind. En ons het gekry dat hierdie verbale boeliery, is verbal bullying, is baie pertinent in kleuterskole, voorskoolse skole. En dan word daar gesê, ag nee, dit is maar net kinders, los hulle. Nee, moet hulle nie los nie. Help hulle reg op 'n mooi manier. Verduidelik vir hulle. 'n Kind verstaan, glo vir my, hulle verstaan. Dan kry jy die sosiale en die relationele bullying, the social and relational bullying, of spreading rumors, excluding others or damaging someone's reputation. Klink daai een vir julle bekend? Waar daar gerugte versprei word agter jou rug, waar jy uitgesluit word, of waar jou reputasie beskadig word. Nou, as jy een van daai is wat daarvan hou om agter mense se rug te praat, dis nie net skinder soos wat die woord van die Vader is my sê nie. Maar dit is boeliery ook. Dis verbale boeliery. Jy probeer om 'n persoon se reputasie te beskadig. En ons sien dit in die daaglikse samelewing op 'n daaglikse basis. Kyk maar net die nuus, dan kyk jy wat daar gebeur. Ons is op die aanloop van 'n verkiesingsjaar. Kyk maar nou net hoekom daai reputasies wat daai gedeelte in daarso, waar daar gerugte versprei word teen mense en dis meer. Dan het ons die cyberboelie, cyberbullying. En hierdie ene is ene wat begin op los voor te hardloop. Want dit is een wat agter skerms is. Dit is een wat gesigloos is. En met al die nuwe sosiale media platforms, met al die tegnologie daarso, kan hierdie persoon of persone hulle identiteit wegsteek. En dis hoekom hulle lief is om dit te gebruik. Die cyberbullying, die cyberbullying. Dit is waar 'n persoon getuister word deur elektroniese middele.
die sosiale media platforms, deur teksboodskappe, deur e-posse en dit. So cyberbullying, wet harassment, it's serious. Dit het 'n groter impak op jou kind as enigiets anderste. Daar is meer jong mense, kinders, in sekere ouderdomsgroepe, wat ons nog mee oor gaan praat op 'n stadium, wat selfdood oorweeg as gevolg van boelie, op een of ander van hierdie boelie gedrag. En daarom is dit belangrik dat ons boelie gedrag van ander gedrag moet onderskei. Absoluut moet onderskei. Geliefdes, ja, konflik of 'n enkele onbeskofte daad kan seermaak, en dit maak seer, is dit nie altyd noodwendig boelie gedrag nie. Jy kry mense wat maar net van nature onbeskof is. Jammer, maar dit is 'n feit daarin. Dit is 'n feit. En dit is nie noodwendig boelie gedrag nie, want dit is maar hoe die persoon is. Dit word boelie gedrag as dit 'n herhaling is, oor en oor, en wanneer dit magswanbalans behels, dan kom dit in die kategorie van boelie in. Nou onthou ook net, en ek wil dit net vir u hierso ook nou noem, dat boelie gedrag is ook nie noodwendig die doelbewuste misbruik van mag nie, of 'n wederwysige bakleierery of meningsverskil nie. Ons gaan meningsverskil hê, maar dit is nie per se boelie nie. Onthou, soos wat ek al reeds vir u genoem het, boelie is iets wat herhaaldelik is iets wat aanhoudend is. Dit is iets wat 'n gedragspatroon inbring. So wanneer daardie magsmisbruik 'n patroon vorm, wanneer daai meningsverskil aanhoudend is elke liewe dag se ding. Jy kan nie 'n ding sê nie, dan het die ander persoon 'n probleem daarmee. Dan begin dit oorgaan in boelie gedrag. Nou, dit is ons paar minute wat ons vir vanoggend het. Oor 2 weke is ons weer terug saam met julle. Dan gesels ons weer lekker saam. Mag julle almal 'n baie geseënde dag, geseënde week hê. En onthou net, as julle miskien vra het of enige iets het om sê, luister, ek is nie seker hiervan of daarvan nie, skakel my gerus by 076 479 7517, of anders dan kan julle vir Jill ook skakel by 074 689 6263, en ons sal sien hoe kan ons julle bystaan en tot hulp wees. Tot volgende keer. Dankie. Dankie vir die praatjie. Ja, ek wil ook net hierso insê, ons gaan elke tweede Dinsdag, so dit gaan gebeur 2 keer 'n maand, wat ek en Aubrey hierdie gesprekke gaan hê. En soos julle gehoor het, dit is baie interessante gesprekke oor baie interessante topics, as ek so kan sê. Ek dink dit is iets wat elke persoon wat kinders het, ook, dit gebeur ook in die volwasse, amper seker groot menswêreld. Maar dit gebeur, Pastoor Aubrey lag nie my lag nie. Maar dit gebeur met almal, maar ek dink dit gebeur meer met kinders. Absoluut. En dis baie erg hoor. Dit veroorsaak soveel vrees vir 'n kind wat 'n ou nie besef nie. Baie keer dan dink 'n ou, daai kind is net vol storings, wil nie skool toe gaan nie. Maar hoe weet 'n ou nie, daai kind word geboelie nie. So, ek wil graag julle uitnooi om saam met ons te kuier. Ons sal volgende, dit gaan die 3de wees, ons volgende... Dis ja, nee. 3de ene, ja. So net na 5:00 die oggend. Yes, ons sal so, wees so 20 oor sal ons begin, ons vanoggend bietjie vroeër begin, maar ons sal so 20 oor, want ek het nou vanoggend nie my Christelike boodskappe gedoen nie, maar dis okay, ons is nou besig om op die trein te kom met hierdie hele gesprek. In routine. In routine te kom, ja, en ons wil dit 'n lekker naam gee. Dis hy. Ek dink daar wat jy nou gesê het, is nogal nice, maar ek dink ons moet so 3 opsies hê. Ja, en daarom met die luisteraars vir ons, Ja, asseblief, die wyse mense daar buite, laat weet ons, wat dink julle, moet ons dit noem? Aha, ja. Okay, so ons gaan verseker van julle hoor. Onthou ons nommer is 082 651 8870. Ons gaan nou 'n liedjie luister, dan gaan ons na ons boodskappe toe, en dan 20 voor is dit weer ons en Pastoor Aubrey met ons woord vir die dag.